Om by die woord uit te kom. Ek wil vandag begin deur onoorwonde vir julle almal wat hier sit te sê. As julle ooit gewonder het of ons God 'n werklikheid is, kan ek vandag vir julle sê hy is 'n absolute werklikheid en ek garandeer julle vandag God leef. Weet julle, hierdie laaste week het ek weer eens besef hoe fenomenaal is dit as ons werklik oorgee aan die Here. As jy werklik jou lewe in God se hande sit, kan ek vir julle sê, hy sal in jou lewe begin werk. Hy sal dinge aan jou openbaar. Die Here sal jou bemoedig. Die Here sal vir jou antwoorde gee in sy woord, soos nooit tevore nie. Want ek verstaan, ons sit partymal met soveel vrae en ons dink ons kan nie die antwoorde kry nie, maar dan gaan ons na God se kosbare woord toe en ek sê vir julle sal antwoorde daar kry. Die ding is net, ons moet totaal en al begin oorgee aan die Here. Nou, ons het vandag 'n paar mense hier wat gehoor gee. Hulle het hulle lewens vir die Here gegee en hulle doen wat die woord van God se instruksie was. Vat julle self deur hierdie doopbad. En weet julle, dit is maar eintlik so kosbaar as ek sien mense wat na die Here toe kom. Hulle gee hulle lewens vir die Here, hulle gee oor aan die Here en dan begin hulle doen wat die Here vir hulle sê om te doen. Nou gaan dit altyd maklik wees, kan ek vir julle sê 'n definitiewe nee. Nêrens het die Here vir ons gesê dit gaan altyd maklik wees nie en hy het nêrens vir ons gesê as jy deur hierdie doopbad gegaan het, nou gaan dit ewe skielik maklik raak nie. Maar ek kan julle een ding sê, dit gaan dit werd wees. Al wat ons moet begin doen is ons moet wraggies begin oorgee aan die Here. Weet julle, dieselfde God op die piek, op die kruin van die berg is dieselfde God in die vallei. En al voel dit soms vir ons, jy voel so alleen, kan ek vir julle sê as jy oorgee aan die Here en ek het dit hierdie laaste 3 weke self beleef. Dat ek in Simon huis sit en dit voel soms, ek sê vir hulle, Jannie swem my sluk water, en weet jy daai kere wat hierdie Jannie die water sluk, dan kan ek voel hoe die Here my uit daai water uit optrek. En dis nie omdat ek spesiaal is nie, glo vir my. Daai selfde God is beskik vir ons almal wat hierso sit vandag. Ons moet net begin oorgee. Nou ek gaan vandag, is my woord, ek wil bietjie kyk na Jesus se bergpredikasie. Nou ek weet nie wie van julle is vertroud met dit nie, maar dit word gesien as Jesus se mees omvattende predikasie wat hy gegee het, sy mees omvattende leerstelling wat hy gegee het. Nou daar is bietjie onenigheid wat party mense sê hulle reken is 'n klomp van sy preke wat bymekaar gesit is, want hy sou hoofsaaklik seker maar dieselfde ding geleer het. En dan is ander mense wat sê nee, dit was een preek. Nou, ek is een van die wat hou van, ek dink dit was een preek, want dit was 'n dag gewees. Hy het 'n dag gesit en hy het hierso met sy disippels gewerk en dit was nie net die 12 nie, dit was ander disippels en volgelinge en dan ook met 'n skare soos ons, want ons is mos maar eintlik sy disippels. Hierdie is die samekoms van gelowiges. So julle moet besef ek praat met julle soos kinders van God. As jy nog nie daar is nie, dis 'n fantastiese geleentheid vandag om nader aan die Here te kom. Maar my idee was eintlik ek gaan hierdie hele bergpredikasie vir julle opsom en ek gaan dit in een preek uitlê. En ek sit so en ek begin hierdie ding uit te werk en toe ek by Matteus nou, hierdie bergpredikasie is tussen Matteus 5 tot Matteus 7. So as julle julle Bybels het, gaan so lank so toe. En toe ek by Matteus 5 vers 12 kom en ek is al op bladsy nommer 9, toe besef ek that ain't gonna happen. Ek kan nie hierdie bergpredikasie in een diens vir julle gee nie. Dit is net onmoontlik. Daar is net te veel wat die Here ons leer. So ek gaan probeer kyk as my faalbare planne uitwerk, wil ek dit oor die volgende paar weke vir julle uitlê en vir julle gaan wys die fenomenale goed wat Jesus self vir ons geleer het, wat ons moet toepas vandag. Maar dan wil ek ook vir julle sê, dit is as God my nie in 'n ander rigting lei nie. My planne is faalbaar, God se is nie. So as die Here dalk iewers 'n ander woord op my hart lê, dan sal ons aangaan soos wat ons die geleentheid kry. Want ek hou nogal verskriklik baie vas aan Spreuke 16 vers 9 wat sê, die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Ek kan plannetjies maak, ek kan hierdie hele ding uitlê, ek kan al die goeders vas kan stel, maar as die Here vir my sê, Roan, sorry, dit gaan nie so wees nie, dan gaan dit nie so wees nie, maar ek hoop hy gee vir ons die geleentheid, maar ek glo voor die einde van die jaar sal ons deur dit gekom het. Want ek sien nou 'n predikant wat nogal baie arrogant, inteendeel vertel hy die hele boek Romeine met sy gemeente gedeel binne 27 minute. Nou ek gaan nou nie vir julle lieg nie, ek het 3 maande geswat aan die boek Romeine en ek dink ek weet tog net 30%. So ek gaan nie dieselfde doen met hierdie nie, want God se woord is my kosbaar. Dit wat hy vir ons leer is kosbaar. So ek wil die eer aan God se woord gee dat ons werklik verstaan wat die Here vir ons leer. So ek gaan 'n bietjie vir ons hierdie bergpredikasie begin. Ek gaan vir ons uitlê, ek gaan 'n bietjie vir ons 'n agtergrond gee. Want dit is my altyd goed dat ons verstaan wat die woord van God werklik vir ons sê. Want ons lees partymal die goed en dit gaan oor ons koppe en ons doen nie die moeite om te gaan soek nie en ek diskrediteer nie een van julle nie want ek het dit ook gedoen. Ek het my Bybel gelees en dan lees ek iets en dink ek ja, dit maak nie eintlik sin nie, maar moet lees en ek gaan maar net aan.
Tot ek op 'n punt gekom het wat ek besef het, maar dis soveel meer kosbaar as ek werklik verstaan wat die tekste sê, want dit praat dan soveel meer met my hart. En dit is wat ek beoog om met julle te doen hierdie volgende paar weke. So eerstens sal julle sien, hierdie bergpredikasie speel natuurlik met 'n berg af in die agtergrond, mits die woord bergpredikasie. En ek het nogal 'n interessante ding hierdie week gehoor, ek weet nie of julle dit weet nie, maar daar sekere kerke, as hulle die skriflesing doen, dan staan die mense vir die skriflesing, en as die skriflesing klaar is, dan gaan sit hulle. Maar in die destydse kerke het hulle nie eers stoele gehad nie. So in die destydse kerke het die gemeente gestaan vir die hele diens, en ek dink dis eintlik fair, aangesien ek moet staan vir die hele diens. Maar ek vermoed hulle het dit so gedoen, en toe hulle by Psalm 119 kom, toe besluit die mense nie. Ek gaan 'n stomp of 'n stoel of 'n ding kry, want hierdie staan raak lank. Maar julle sal sien, hierso is dit nogal nice, want Jesus sê hy gaan sit. Hy gaan sit soos 'n leermeester tussen sy mense, en hy's daar om vir hulle te leer. Nou, die ander ding wat ons nogal hier kan sien is, dit was soos 'n nuwe verbondsopenbaring gewees, soortgelyk aan toe Moses van die berg af gekom het. So, hierso is sulke dinge wat simbolies ook gebeur het, om vir ons te wys, hierso is die nuwe begin. Hierso is die Messias. En so ek gaan nou vir julle 'n bietjie deur hierdie leerstelling gaan, en dan gaan ons kyk, hoe is hierdie leerstelling van toepassing op ons? Want ons wil soms hierdie goeders in die Bybel lees, en dan dink ons, ja, maar jy weet, is dit nou regtig in ons tyd, jy weet, is dit nou regtig, dit was vir daai gehoor gewees. Nou, wat ook al die oorspronklike gehoor moes leer, is wat ons nog steeds moet leer. Die boodskap het nie verander nie, so die leerstelling bly dieselfde. Okay, so ons gaan begin by Matteus 5 vers 3. En ons gaan tot by 12 gaan, so as julle Bybels het, gaan saam met my. Theo het gesê, hy sit dit vir my, of Tony sit dit vir my op die bord hier agter, as julle boor my kop wil kyk. Ek sou sê vir ons, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En ek gaan stop by vers 11 wat sê, salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Nou, julle sal vind, baie van hierdie salighede wat ek nou genoem het, is definitief goed wat ons as kinders van God al deurgemaak het. Nou, ek gaan nou hierdie saligsprekings vir julle uitlê, want hierdie saligsprekings is eintlik die definisie van ware geluk. As jy ware geluk wil ervaar, dan sê Jesus hier vir ons, ek gee vir julle die resep. As julle geluk wil vind, moet julle een ding onthou, ons kan nooit ons geluk in die wêreld vind en in wêreld so goed nie, want dit gaan jou nie gelukkig hou nie. Dit gaan van korte duur dalk jou gelukkig hou. En 'n goeie voorbeeld vir my is altyd as jy 'n nuwe kar koop. Daai eerste paar maande is fantasties. Daai nuwe leerreuk is fenomenaal en ek weet nou nie regtig nie, ek ry dit maar as ek aan ander mense se karre klim. Ek het nou nog nooit so 'n kar gekoop nie, maar na 6 maande is jy die reuk gewoond, jy is die kar gewoond en ewe skielik is die gadgets ook nie meer so fantasties nie. Dan begin ons al soek vir die volgende een. Want die nuwe kar het uitgekom en hy het nuwe funksies. Wat vir jou wys in die wêreld, gaan jy nooit ware geluk kan vind nie. Maar by Jesus Christus, God die Vader en sy Heilige Gees, sal jy ware geluk kan vind. So ek gaan dit gou vir ons oopbreek. Die eerste een wat praat van arm van gees, aan julle behoort die koninkryk van die hemel. Nou, oorspronklik as ou hierdie ding lees, dan maak dit eintlik nie lekker sin nie. Wat bedoel die Here met arm van gees? Op wie is dit van toepassing? Is dit van toepassing op die heidene? Is dit van toepassing op die mense wat nog die Here moet ontmoet? Want wat beteken dit as ek arm van gees is? En as jy dit gaan uitlê, dan sê dit eintlik vir ons, dit is diegene wat besef dat hulle God se hulp nodig het. Dis diegene wat besef dat uit hulle eie uit kan hulle niks doen nie. Dis diegene wat besef as ek met 'n probleem sit, kan ek dit probeer oplos, maar dis slegs God wat my die wysheid en die insig kan gee om regtig deur hierdie probleem te werk. Dit is diegene wat na die woord van God toe gaan en sê, Here, nie uit my uit nie, maar uit U. Here, ek word antwoorde, ek word bemoediging, ek word hulp en net U kan dit vir my gee want ek besef wie U is, want ek as mens is arm van gees. En dan as ons kyk, daar's 'n Psalm wat mooi word aansluit, Psalm 34 vers 19 en dit sê die Here is naby die wat gebroken van hart is en hy verlos die wat verslae is van gees.
Dit sê vir jou as jy verlossing nodig het. As jy vrede in jou lewe nodig het, gaan jy dit slegs by Jesus Christus kry. Julle, ons sien wat in die wêreld om ons gebeur. Ons sien hoe val die wêreld uit ons mekaar uit. Ons sien waardeur ons kinders gaan en ek dink julle, ek gaan met julle eerlik wees, in die laaste 3 weke het ek 'n paar mensies gesien verslaaf van gees. En daar's niks wat ek vir jou kan sê wat jou gees gaan optel, niks. Maar ek ken die een wat dit vir jou kan doen. As jy hierdie probleme by die Here se voete gaan neerlê en Here, dit is nie 'n quick fix nie. Here moet dit nou mooi verstaan. Ek het dit al probeer. Maar ek verslaaf van gees is, want ons lewe in 'n tydperk wat alles vinnig gebeur en dan bid ek en ek sê Here, asseblief ek word hulp, maar ek soek dit nou. Ek gaan nie wag nie. Ek soek dit nou. Ek wil dadelik my gees vernuwe en dan sê die Here soms vir jou, sit terug en ontspan. Ek sal jou gees vernuwe op my tyd, maar dalk moet jy bietjie meer tyd saam met my spandeer voor ons daar kom. So as jy verslaaf van gees is vandag, as jy vandag in 'n moeilike posisie sit, weet dit. Jesus Christus is die een wat jou kan help met dit. Die tweede ding wat hy noem is die wat treur, hulle sal vertroos word. Nou op die oog af is dit baie eenvoudig. As jy treur sal jy vertroos word. Ons doen dit baie keer hierso. Dit is my so kosbaar, veral by bidure en ek probeer nou nie ons bid hier aan julle ek probeer nou promote, 'n mooi Afrikaanse woord kry. Kom Michelle, jy moet daai goed ken. Maar by die bid hier doen ons dit nogal. Weet julle, ons kom bid hier toe en ons hou mekaar bietjie hierso vas. Ons bid vir mekaar, ons bemoedig mekaar, ons hoor getuienisse hierso, ons hoor laste van mense. Stikkende ouers wat hier voor staan, wat huil oor hulle kinders. En dan is ons hier as kinders van God en ons sê, ons vertroos mekaar. Maar as jy dit in konteks van die bergpredikasie gaan lees, dan sê dit eintlik, dit is ons wat smag na God se vergifnis. Dis ons wat smag na die bekering. Dis ons wat bedroef raak as ons besef hoe vervalle is ons en hoe vuil is ons eintlik. Hier sê dit vir ons wat treur sal vertroos word, want ek besef, Here, ek het U nodig, ek het U genade nodig, ek het U vergifnis nodig. Want God uit my eie uit kan ek dit nie doen. Julle, as ek myself kon vergewe, was ek 'n God op my eie gewees, want ek nie die Here nodig nie. Maar die Here sê vir jou, Roan, jy wat stikkend is, jy wat na my toe kom, want jy weet, jou vuil mens moet neergelê word. Ek treur daaroor, julle, en ek is jammer as jy in 'n sondige lewe en jy voel nie skuldig daaroor nie. Moet jy jou saak met die Here begin regmaak. As die Heilige Gees jou nie aankla as jy buite die wil van God beweeg nie, het jy 'n probleem. Want jy moet een ding besef, die duiwel gaan jou nie aankla as jy buite die wil van God beweeg nie. So as jy buite die wil van God beweeg en niemand in jou binneste sê vir jou kom terug na God toe. Maar hier sê die Here vir jou, weet jy wat, jy sal treur oor jou sondes. Jy gaan skuldig voel oor jou sondes. En dan gaan jy na die Here toe gaan en jy sê, Here, ek word U vertroosting, want uit my uit kan ek dit nie doen. En wat by dit aansluit is 2 Korintiërs 7 vers 9. Wat sê, nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering. Want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie, want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Hier sê die Here vir ons, julle, as jy bedroef is, dan gaan jy na die Here toe en jy sê, Here, was my skoon. Vat hierdie vuil by mense wat ek is vir my af weg. Here, kyk na my deur die bloed van die seun op daai kruis, want dit was kosbaar geweest. En weet jy wat die Here sê vir jou, dan vertroos ek jou. En die Here gaan vir jou sê, ek gooi daai vuil weg. Ek kyk na jou met nuwe oë, want jy is 'n nuwe skepsel. Julle, die skepper van hemel en aarde, reik vandag uit en hy sê vir julle, as daai sondes jou pla, kom bely jou sondes voor my. Nie by die mens nie, by my. Dan sê dit sagmoedig, hulle sal die aarde beerwe. Nou ek weet julle, ek het groot geword in 'n Cowboys dink raai, ja. My pa was nogal erg op dit gewees. Jy weet daai van, as jy soek jy 'n rede om te huil, ek sal vir jou 'n rede gee, boetie. Jy weet, jy kom nie met hierdie sissie goed by my nie. Maar sagmoedigheid is nie sissie wees nie. Dis 'n sagmoedigheid wat jy ontvang deur die Here. Want ek beloof Here, niks wat goed uit jou uitkom, is uit jouself uit nie. Enige goeie ding wat jy doen, kom van die Here af. Nou hierdie verwys na ons eintlik in die konteks. Ons moet nie onsself hoër ag as ander mense nie. Het julle al gesien hoeveel Christene ag hulle self hoër as ander mense? Het julle al gesien hoeveel Christene kyk neer op ander kinders van God? My sonde is bietjie minder as jou sonde. Het julle al gesien hoeveel predikante staan skuldig aan dit? Julle moet een ding vandag weet, dat die foute wat julle maak, maak ek ook. Partymal die gedagtes wat julle dink ek ook.
Ek kan nooit neerkyk op julle nie, want ek is net so faalbaar soos julle. Ons het gisterand 'n byeenkoms gehad by ons huis met 'n paar van ons middeljarige mensies. En ek sê die fout wat ons maak is, ons sit partymal predikant op 'n plek waar hulle nie hoort nie, want julle moet my nooit aanbid. Jy moet nooit oor my gaan nie, jy moet altyd oor God gaan. So as ek jou teleurstel, is dit jou skuld. Want jy het my dalk op 'n plek gesit waar ek nooit moes gewees het nie. En ek kan nie myself op 'n plek sit waar ek neerkyk op julle nie, want ek is faalbaar net soos julle. Ek het God se genade en vergifnis nodig, net soos almal wat hierso sit. So ons as Christene moet sagmoedig raak teenoor mekaar, dat ons begin agterkom. Ons het boeties en sissies wat soms swaar kry. Wat doen ons met daai boeties en sissies wat swaar kry? Die ding wat my seker die meeste frustreer is mense wat dinge kwytraak soos ja, maar hulle verdien dit. Hulle het weggedraai van die Here af. Julle wat ook al die oorsaak is hoekom iemand deur 'n stryd gaan, het niks met my uit te waai. En die Here sê vir my, ek moet sagmoedig wees teenoor hierdie mense. Ek moet die liefde van Christus aan hierdie mense betoon, en dit sê vir ons, die sagmoediges sal die aarde beerf. Jakobus sluit by dit aan, en ons spot gisteraan so. Ek hou daarvan eintlik inteendeel, en dis nie beplan nie, maar Jakobus het altyd hiervoor. Jakobus 1 vers 21 sê vir ons, daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Ontvang Jesus Christus, en jy sal 'n sagmoedigheid beerwe, wat vir jou nie gaan sin maak nie. Ek kan vir julle sê, ek betoon partymal teenoor mense, dan dink ek, ja, ek kan nie dink ek doen dit nie. Ek gee 'n ou dag 'n baadjie weg, en Simon, hy kyk my so aan, en ek dink, dis nie ek wat dit doen nie, dis nie ek wat grand is nie. Hierdie ou kry koud, ek het 'n ekstra baadjie, want die Here sê vir my, dis wat ek moet doen. Dan kom ons by hy wat honger en dors na geregtigheid. Hulle sal versadig word. Nou, julle as mens moet ons besef dat nie net is God se geregtigheid absoluut volmaak nie, maar ons moet smag na sy geregtigheid in ons lewens. Dis nog 'n tawwe stelling om te word. Want julle weet God is perfek. Julle weet dit sal beteken dat ons moet God dien, en ek sê dit elke week, omdat hy verdien om gedien te word, maar sy geregtigheid moet ook in ons lewens geskied. God haat sonde. God haat dit as ons buite sy wil beweeg. So om te sê, Here, gee asseblief my u geregtigheid, is nogal 'n tawwe stelling om te maak. Maar weet julle, dan gaan kyk ons na Galasiërs 2 vers 20, dan sê ons, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, want wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het, en homself vir my oë gegee het. Ons het vandag mensies, wat daai gaan toonbeeld. Dit sê vir jou, as jy wil hê God se geregtigheid moet in jou seefuur, moet jy sterf vir die persoon wat jy is. Die vleeslike jy moet end kry. Julle sal later sien, die woord van God leer ons, jy kan nie twee leermeesters gelukkig hou nie. Want jy gaan die een lief hê en jy gaan die een haat. Jy kan nie met een voet in die wêreld staan en hier by die kerk kom op 'n Sondag en dan klim jy net weer terug uit dit uit en jy sê, okay, maar nou vandag trek ek Christus aan. Romeine sê vir ons, beklee jou met Christus. Hy sê nie vir ons, beklee jou met Christus, en as jy weg is van jou boeties en sissies, dan trek jy weer die duiwel aan. Ek sien dit so gereeld, julle, dit breek my hart. As ek sien hoeveel mense sit in kerke, hulle is die grootste godsmense hierso. Hulle hande is die hoogste in die lug, hulle gebede is die hardste. En dan trek hulle uit hierdie kerk uit. Dan trek hulle Jesus uit en hulle trek weer die wêreld aan. As jy volkome jouself, die ou self afsterf, julle, beklee jy Jesus, en dan lewe jy volgens wat Jesus ons hierso leer. Die instruksies wat hy vir ons gee. En die volgende ene sal dan wees om barmhartig te wees. Hulle sal barmhartigheid ontvang. Jy kan nie mense in die grond in vertrap en verwag die Here moet barmhartig teenoor jou wees nie. Ek sien dit so baie in kerke, ons sit hierso en ons veroordeel en beoordeel mense, nie met 'n goddelike geregtige oordeel, waar ons dalk vir 'n boetie sê, jy het uit lyn uitgetrap nie. Ons verlekker onsself soms in ander mense se swaar kry en se seer kry, want ons is so verhewe boor dit. Waar's daai barmhartigheid? As jy 'n boetie in hierdie kerk het wat seer en stikkend is, as jy 'n sussie het wat smag na God, moet jy saam met daai persoon seer en stikkend wees. Jy moet saam met daai persoon smag vir die beste vir daai persoon, want barmhartigheid kan nie slegs sê as dit van die Here afkom. Ons moet begin leer dat ons mense moet hanteer soos wat God van ons verwag om mense te hanteer. Weet julle, as jy nie kan vergewe nie, hoe verwag jy God moet jou vergewe? Ons gaan 'n bietjie later in hierdie bergpredikasie by dit uitkom. Ek dra wrokke in my hart rond.
En ek is so arrogant dat ek vir God sê, ek sal die ou nie vergewe nie, maar u beter my vergewe. Jy is arrogant. God leer ons in sy woord, dat as jy sy vergifnis wil hê, moet jy ook kan vergewe. Weet jy, ek sê dit op elke begrafnisdiens omtrent. Dat as jy wrokke hou teen mense, raak ontslaaf van daai wrokke. As jy verwag God moet jou vergewe, dan moet jy eers kan vergewe. Jy kan nie ongeskik in hierdie kerk inloop en verwag almal moet met jou vriendelik wees nie. En ek sê nie hartseer nie. Ek sê nie jy het 'n afdag nie, jy het pistool was. Jy het dalk miskien net oor die hond gery die oggend op pad kerk toe en jy is af. Of jy dalk nie 'n lekker naweek gehad nie en jy is af. Of die Satan val jou aan en hy draai jou stem weg en jy is af. En mense dink jy is mislik, maar julle, ons moet vriendelikheid teenoor mekaar betoon. Want ek kan nie verwag, ek hanteer jou soos 'n stuk rabbies. Maar jy moet my hanteer soos die Alfa en Omega. Dit werk nie so nie. Die Here sê hierso vir ons, julle ons moet barmhartig wees teenoor mekaar, maar weet julle, hierdie gaan eintlik soveel dieper, want hierdie is 'n hartsaak. Barmhartigheid kom uit jou hart uit. Weet julle, dit wat uit die hart uitkom, gaan uit jou mond uitkom. Dit wat jy binne koester is wat hier uitkom, het jy al agtergekom as jy met baie mense se geselskap kom, hulle is outomaties negatief vir alles. Dan kry jy ander mense wat jy outomaties positief is vir alles. Waarvan af kom dit? Ons moet begin afslaan, hoe kyk ons na ons medemense wat hier om ons is? Nou weet julle, daar is nogal baie ooreenstemmende tekste, as julle 'n bietjie julle Bybel vat, julle sal gewoonlik sien, jy kom by hierdie stukkie en dan gee hy vir jou so klein lettertjie. Dan sê hulle vir jou ander teksverse wat jy kan gaan lees oor hierdie, doen dit bietjie, dit is eintlik so insiggewend. En ek gaan dit aanhou sê, ek dink inteendeel ek moet 'n rep word vir die studiebybels. Kry vir jou 'n studiebybel. As jy nie 'n studiebybel kan bekostig nie, kry vir jou e-sort, dit is verniet. Ek dink as jy die app op jou foon aflaai, kos dit iets so R60 wanshof. En jy kry kommentare by wat hierdie woord vir jou uitlê. Nou as jy dit in die woord gaan vat, wat hierdie barmhartigheid mee vergelyk word, dan sal dit inteendeel vir jou sê om nie dood te slaan nie. Hierdie teksverse verwys eintlik na 'n hartsaak. Dat die teenoorgestelde van barmhartigheid is eintlik jy voel niks vir jou medemens nie. Dis vir my 'n probleem as jy jouself 'n kind van God noem en jy voel niks vir jou medemens nie. As jy afgestom is oor die mense wat om jou sit en jy kan nie uitreik en soms net 'n hand op 'n skouer sit as iemand swaar kry nie, is dit vir my 'n probleem. Nou as ons hierdie gaan kyk, ek het een teksvers gevat, julle daar's omtrent 5. Romeine 13 vers 8 tot 10. Nou gaan lees 'n bietjie Romeine 13, ek is mal oor hom, en dit is ook waar hy sê trek Jesus Christus aan. Maar hy sê wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander lief het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuies gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Here Jesus kom en hy sê ek gee vir julle 'n nuwe verbod. Liefde. Want as jy God die Vader lief het, gaan jy nie sy gebod wil verbreek nie. As jy God die Vader lief het, gaan jy vir jou naaste lief hê outomaties. Julle en glo vir my vandag, dis nie 'n liefde wat uit jou eie uitkom nie. Dis 'n goddelike liefde, maar wie wat's vreemd en julle kan my vrou gaan vra, sy sal getuig van dit. Ek is nie 'n drukkie en 'n swinkie ou nie. Maar hierso wil ek die mense drukkies gee, ek wil nie swinkies noodwendig gee nie, maar ek is lief vir julle. Dit maak nie vir my sin nie. Hoe kan ek julle lief hê? Maar ek het julle lief want God wat in my is, het julle lief. Die Gees wat in my is, het julle lief. En as die Gees van God julle lief het, hoe durf ek julle nie ook lief hê nie? Weet julle kan weer eens my vrou agter my rug gaan vra. Hier's mense in hierdie kerk heiliglik wat teen ons bid. Die goed kom by ons uit, julle sal dit nie glo nie. God is so fenomenaal. God openbaar soveel goed aan ons. En weet julle, elke aand kan julle my vrou vra. Ek bid elke aand 'n seëngebed vir daai mense. Vanoggend op pad kerk toe het ek 'n seëngebed vir elke ou wat my in die rug steek gebid. En dis nie 'n seëngebed wat vals is nie. Dis 'n seëngebed van Here, seën hierdie mense want u instruksie aan my is. Ek moet vir my vyande ook kan bid. Ek moet vir my broers kan bid, want ek moet uit liefde uit opereer. Nie uit die vlees uit nie. Julle, dis 'n goddelike liefde, dis 'n omgee vir mekaar wat jou verstand te bowe gaan. Want as jy God se liefde het, gaan jy God se wet outomaties onderhou, want jy gaan nie goed wil doen wat teen God se wet gaan nie. Weet julle wat vir my so fenomenaal? Julle gaan kyk na die 10 gebooie. Dan sê dit, Jesus het dit tot vervulling gebring, maar dit herinner ons hoekom ons hom so nodig het. Want as ons onder die wet moes lewe, was ons in ons kanon in vir 'n mooi woord.
Nie een van ons het dit gemaak nie. Die Here sê vir jou, ek kom vandag, ek vervul hierdie wet, maar dan moet my liefde in julle wees, dat julle hierdie wet wil onderhou, julle gaan lief wees vir mekaar. Julle gaan nie doodslaan nie, julle gaan nie skinder nie, julle gaan nie mekaar vervloek nie. Julle gaan vergewe en julle gaan vryspreek, want jy het God wat deur jou opberei. Julle, dis eintlik so merkwaardig. En nou sê dit vir ons ene, en ek hou van hierdie ene, rein hart. Hulle sal God sien. Julle weet, as julle 'n bietjie gaan lees in jou woord, God praat nie eintlik mooi van die mens hart nie. Inteendeel sê hy eintlik vir jou soveel ewel oor die hart van die mens uit. Want ons is in rebellie gebore teenoor God, en nou sê hy hier vir jou, ek kyk na jou hart. Ons praat gisteraan daaroor, daar's 'n teksvers wat sê, as jy in Romeine ook, as jy nie weet wat om te bid nie, dan tree die Heilige Gees vir jou in. Maar God kyk wat in jou hart aangaan. Julle kan lippetaal gee tot op jou ore uitkom. Maar as jy nie 'n hartsverandering ondergaan het nie, het jy 'n probleem. Jy kan in die kerk staan, jy kan bid, jy kan sing, jy kan loof, jy kan prys, jy kan op hierdie kansel staan. Lippetaal beteken vir God niks as jou hart nie verander het nie. Jy kan nie tot bekering kom en nog dieselfde mens wees wat jy was nie, want dan het jy nie tot bekering gekom nie. En dit klink hard. Ek oordeel julle nie, maar dis wat God se woord vir my sê. Ek sien dit keer op keer, julle en kansels staan ongelukkig ook vol van dit. Ek stuur in die week 'n video uit van 'n ou wat op die kansel staan, 'n pastoor, en hy sê, ek sukkel om te sondig. En ek dink by myself, goeie genade, wie is jy? Want ek sukkel nie om te sondig nie. Ek sukkel soms en ek voel baie skuldig oor my sonde, maar as jy vir my sê, ek sukkel om te sondig, moet jy die Here leer ken. Want ons almal sondig, soveel keer 'n dag, jy weet dit nie eers nie. Maar dis ouens wat op kansel staan en lippetaal gee. En die mense neem hulle in, luister na hulle en volg hierdie mense soos hulle God is. As jy tot bekering kom, moet jy 'n hartsverandering ondergaan. Nou hierso is 2 teksverse wat ek vir julle wil sê wat hierso by aansluit. Matteus 15 vers 8 tot 9. Sê vir ons, hierdie volk nader my met hulle mond en hulle eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Het julle al gesien hoeveel rituele word in kerke ingebring wat nie van God af is nie? En omdat die kerk dit doen, volg ons dit, want die kerk doen dit, so duidelik moet dit van die Here af wees. Enige ding wat in 'n kerk gebeur, moet hierdie ons maatstaf wees. Wat sê God oor dit? Nie wat sê die mens oor dit nie. Ons word rituele geleer en dan sê die Here hier vir ons, maar te vergeefs vereer hulle my deur leerlinge te leer wat gebooie van mense is. God speel nie speletjies met ons nie. Dis tyd dat ons dit begin besef, en ek weet nie of ons altyd besef, die God wat oor Israel was, is die God wat oor ons is vandag. Die God wat gesê het, as my volk van my af wegdraai, sal ek hulle vyande teen hulle optrek, is dieselfde God vandag. Maar dan verwag ons vandag vir die Here nie, maar ons is hierdie uitverkore spesiale volk. Daai geregtigheid beteken nie vir ons iets nie. En die Here sê hier vir ons, hou op met hierdie lippetaal, kry 'n hartsverandering en draai werklik terug na my toe vandag. Dan sê hy vir ons in Matteus 12 vers 33 tot 37, julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Hier kom die harde woorde. Nou moet ons mooi luister. Adder geslag. Hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Maar ek sê vir julle, dat van elke ydelle woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Wat jy sê, gaan jy eendag voor God voor moet staan. Wees versigtig. Wees versigtig vir die ander geslag wat hulle self voordoen as kinders van God wat hulle nie is nie. 'n wolf in skaapsklere, ons sien die prentjies, dan sien jy die wolf se gesig en dit lyk maklik om te identifiseer. Dit is nie. 'n wolf in skaapsklere, die ander geslag het gelyk en gepraat soos die mense van hulle verwag het. Hy praat met die fariseërs en die skrifgeleerdes hierso. Mense wat hoogs geleerd is in hulle Torah. Hulle ken die woord. Die een aspek was gevestig in die woord, hulle het die woord geleer, die ander aspek was gevestig in die wette van die woord.
Skrifgeleerdes, hulle staan op die hoeke en bid. Hulle gaan vrede weer wees huise leeg, maar as hierdie godsmense. En Jesus sê, julle addergeslag. Want vir elke ydelle woord wat julle spreek, gaan julle eendag voor God staan. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Ek staan stil by hierdie gedeelte, want ek sien dit so baie in kerke. Ek sien dit so baie waar mense so holy is hierso. En hulle het 'n gedaante van godsaligheid, maar hulle harte is ver van God af. Dis vir my 'n probleem. Want jy maak nie net 'n bespotting van jouself nie, jy maak 'n bespotting van die lewende God, en hy gaan dit nie ongesien laat verbygaan. Julle, daar gaan eendag 'n boek wees wat die Here gaan oopmaak, en hy gaan vir jou sê, waar staan jou naam? Staan jou naam by die lewe wat Jesus Christus is, of staan jou naam by die dood? By die hel is. Dis 'n realiteit. Dis vir my so belangrik, julle, ek wil nie eendag voor Jesus staan, en hy sê vir my, jou addergeslag. Wat het jy vir my mense gesê? Wat het jy vir my mense geleer? Want jy gaan vandag vergelding doen vir elke woord wat uit jou mond uitgekom het. Julle, dit is terrible om in die hande van 'n lewende God te val, as jy na die verkeerde kant toe val. Ons moet vandag begin agslaan op dit. Vredemakers, hulle sal kinders van God genoem word. Ek wonder of julle besef hoeveel keer sit ek in hierdie kerk en mense weier om vrede te maak. Jy weet nie wat hy aan my gedoen het nie. Jy weet nie wat hy van my gesê het nie. Jy weet nie wat gaan agter die skerms aan nie. God sê nie vir jou, jy maak vrede, mits die persoon X, Y en Z gedoen het nie. God sê vir my, as jy vrede maak, sal jy 'n kind van God genoem word. Julle, hierdie is moeilik. Hierdie is rof. Dis taaf as iemand jou te nagekom het, glo vir my. Die dinge wat ek hierdie laaste paar weke beleef het, en pastoor Ben het dit altyd so gesê, en ek het gegil as hy sê, die vorige ouens het dit maklik wat lyk. Ek het nie gedink hierdie job is taaf nie, ek moet eerlik wees. Ek het gedink hierdie job is eintlik nogal lekker. Tot toe pastoor Ben vir my sê, boetie, jy gaan nou swem. En ek swem in die eerste paar weke, voel dit vir my of ek sink. En die ander gee vir my so 'n mooi kompliment laasweek, sy sê vir my, jy lyk gedaan. Ek sê vir Tannie, ek was sad. En weet julle, soos wat die week aangaan, word ek, my stem gaan weg. Ek sê vir Simona, kyk, hierdie vyand is daarop uit. En weet julle, mense wat hartsmense was in hierdie gemeente, het hulle rug op my gedraai. Mense in hierdie gemeente het my begin bespreek agter my rug. Mense in hierdie gemeente het ek agtergekom is besig om te konkel agter die skerms, en dan sê die Here vir my, Roan, maar jy gaan vrede maak. Nou mense wat my goed ken sal weet, ek is baie rustig hou. Ek hou nie van beklei nie, ek het nogal in 'n huis groot geword met baie konflik. Maar as jy my hard genoeg gaan druk, gaan jy aan die ander kant van my sien. En dit is soms moeilik, want ons wil hê daai moet uit ons uitkom. Ek wil my sê, ek wil hê jy moet voel hoe ek voel, want ek wil jou seer maak soos wat jy my seer gemaak het. En dan sê die Here vir my, Roan, maar dis nie wat ek vir jou sê nie. Ek sê vandag vir jou, gaan maak vrede met hierdie persoon, en gaan bid 'n seën oor hom uit. Gaan dit maklik wees? Nee. Maar nou wil ek ook vir julle sê, die Here kyk na dit, en hy kyk na mense wat besig is om onmin te saai in sy gemeente. En ek kan julle beloof, hy gaan dit nie ongestraf laat nie. Die Here sê vir my, Roan, wraak kom jou nie toe nie, maar die wraak kom my toe. Ek het hierdie week daai klein seentjie begrawe. En dit was sekerlik by verre my moeilikste begrafnis nog. Daai ouetjie is so oud soos my kinders. Hy het 'n speelgoedkarretjie hier voor, amper identies soos my seentjie. Ek begin die slideshow te kyk en ek moet ophou, want ek kan voel, ek gaan nie verder kan praat nie. En ek is kwaad wat met hierdie kind gebeur het. En die Here sê vir my, Roan, jy vat nie daai geregtigheid in jou hande nie, want ek het dit gesien. Jy maak vrede. Here, ons moet hier met mekaar begin vrede maak, want ek kan vir julle een ding sê, die Here inteendeel, en ek gaan dit nou vir julle lees. As jy onmin saai tussen broers, maak jy vir jouself moeilikheid van die hoogste graad. As jy hierso sit en jy is besig met die duiwel se werk, maak jy vir jou moeilikheid. En ek kan vir jou sê, dis nie moeilikheid wat jy van my af gaan kry nie. Dis moeilikheid wat jy van 'n lewende God af gaan kry. So dit sê vir ons hierso in Spreuke 6 vers 16 tot 19. Hierdie 6 dinge haat die Here en 7 is vir sy siele gruwel. Trotse oë, 'n leenagtige tong, hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop, een wat 'n valse getuie leuns uitstrooi en tussen broers
2 draag saai. Wil jy regtig jouself ophou met goed wat God haat? Wil jy daai kans vat? As ek nou vir julle as 'n faalbare mens so 'n stukkie advies kan gee, moet eerder nie. Moenie jouself ophou nie, as God vir jou pertinent sê, ek haat hierdie goed. Kom weg van dit af. Dan sê hy vir ons, verdruk vir geregtigheid. Aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Nou julle, dis almal van ons wat hier sit. Wie van ons wat hier sit, is nog nie te nagekom, of benadeel, of bespreek, of beskinder, omdat jy staan vir die waarheid nie. Dis nie lekker nie. Julle, ek het familie wat my agter my rug bespreek het, toe ek tot bekering kom. Goeders gesê, soos man of the cloth. Ewe skielik dink hy mos hy so high and mighty, en dit is nie ek nie. Dis 'n geestelike ding. Maar die Here sê vir ons, jy gaan verdruk word, maar aan jou sal die koninkryk eendag behoort. Julle sy disippels word gekruisig, word gestenig, hulle gaan dood vir dit waarna hulle glo. En die Here sê vir hulle, dit gaan dit werd wees. Ons lees in 2 Korintiërs 4 vers 16, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Vernuwe hart, vernuwe van gees, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons alles 'n oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik en die onsigbare is ewig. In 2 Timoteus sê dit ook dat ons God verloon, sal hy ons ook verloon. So as hierdie verdrukking vir jou te veel raak en jy draai jou rug op die Here, het ek vir jou slegte nuus, want dan sê die Here, ek gaan my rug op jou draai. Maar ek kan altyd weer terugkom na God toe. Die hele konteks hier is julle, dit gaan partymal taaf wees om 'n kind van die Here te wees. Die wêreld gaan soms om jou uit mekaar uitval, iemand kan dalk die mat onder jou voete uitvat. En die Here sê vir jou, dis okay my kind. Hierdie is so 'n spikkeltjie op 'n ewigheid. Ons kan nie die ewigheid begryp nie, besef julle dit. Ek is nou op hierdie stadium 44 jaar oud en dit voel vir my eintlik nog nie soos 44 jaar nie. Ek voel nog of ek 18 is. Hier's mense hier wat al 80 is wat vir dieselfde gaan sê. Dit was so. Julle, die woord van God sê dit is so stoom op 'n koppie koffie, dan is dit weg. So vat die verdrukking hierso, maak hierdie jou enigste hel, dat jy eendag saam met God in die hemel kan wees. Verdra die verdrukking nie, maar dan verdra jy dit soos wat God dit van ons verwag. Julle, dit gaan nie altyd maklik wees nie. So om 'n bietjie hierdie vir ons bymekaar te bring. Wat ons in die eerste gedeelte kan leer, en julle hierdie is werklik nie die eerste gedeelte is, maar moenie bekommerd raak nie, ek gaan julle nie vir 6 maande met dit besig hou nie. Dalk, maar ons gaan nie. Dit sê vir ons kan leer dat God se seëninge sal rus op dies wat hom dien, op dies wat nederigheid betoon, en op dies wat die fokus van die wêreld afhaal en hulle fokus op God plaas. So om dit vir julle baie mooi bymekaar te bring, vra ek julle vandag, is dit werklik so moeilik om ten volle oor te gee aan God, te smag na God se vergifnis, om te gee vir jou medemens, om te vertrou op God se geregtigheid, om mensereg te hanteer, werklik jou hart vir God te gee, vrede te maak en bereid te wees om verdrukking te ly? En die antwoord is ongelukkig ja. Menslik is dit baie moeilik. Maar met God se gees in jou, sal jy vind dit is baie makliker. Moenie hierdie goeders uit jou eie uitdraai aanpak nie, want jy gaan kort kom. Bid vandag en reik uit die dinge wat die Here hier vir ons wys. Here, daai is waarmee jy sukkel. Dan gee dit vandag vir die Here. En sê vir hom, Here, ek sukkel met vergifnis, help my. Here, ek sukkel met barmhartigheid teenoor my medemens, help my. Here, dit is nie altyd maklik nie. En dis ook sê, jy gaan dit nie self vermag nie, maar die Here sal vir die krag gee om dit te doen. Here, God se genade is vir ons almal wat hier sit beskikbaar. So ek wil vir julle sê, maak nie saak wat uit julle monde uitkom nie, dis wat uit jou hart uitkom. God gaan na jou hart kyk. As jy onseker is oor jou saak, maak reg, want weet julle ook nog 'n ding, op begrafnisse sê ek vir die mense, ek het julle eintlik verdoem, want jy is by 'n kruispad vandag. Jy het die waarheid gehoor. Jy gaan nie eendag voor God kan staan en sê, maar Here, ek het nie geweet nie, dan gaan ek vir jou sê, boetie, daar was 'n dag en 'n datum, 26 Oktober 2025, waar daai mannetjie, wat lyk of hy sy vinger in 'n paak gedruk het, vir jou gesê het, maak reg met my, en jy het nie geluister nie. Hy het jou vertel van die boek van die lewe, hy het jou vertel van die boek van die dood. Hoekom het jy die boek van die dood gekies? Bo my. En dis nie bangmaak praatjies en julle, dis 'n realiteit. Dis God se woord. Weet julle wat vir my so awesome is, dat God wil niemand laat verlore gaan nie.
Ons het 'n Christendom geskep wat eie is aan ons wat in die kerk sit, dit behoort net aan ons. En die Here sê in sy woord, ek wil niemand laat verlore gaan nie, want sy genade is groot genoeg. Dieselfde genade wat ons gered het, is beskikbaar vir die heidene daar buite. Dieselfde liefde wat ons na God toe getrek het, is beskikbaar vir hulle ook. Ons moet daai liefde en genade aan daai mense begin betoon, want God het dit eers aan ons betoon. Julle God wil nie, en Petrus sê dit vir ons, dat God is lankmoedig, en hy wil hê dat almal tot bekering moet kom, maar dan sê dit ook, dat tyd hardloop uit, en hy kom soos 'n dief in die nag. God wil jou red, maar as jy nie uitreik na God toe nie, kan jy God nie beskuldig vir dit nie. As jy nie gehoor gee aan God se woord nie, as jy nie 'n hartsverandering ondergaan nie, is dit nie God se skuld nie. Dis joune. Dis 'n realiteit, en God sê hy kom soos 'n dief in die nag, en ek praat nie nou van die terugkoms van ons Here Jesus Christus nie. God kom haal jou dalk net vanaand soos 'n dief in die nag. Weet julle, ons het hierdie idee, en ek het altyd hierdie idee gehad, as jy 65 is, as jy stokhoring hou. Totdat ek nou 44 is, so 65 nie meer so oud nie. Maar weet julle wat, ons sien deesdae die Here kom haal kinders op 40. Harte wat gaan staan, hartaanvalle. Moenie laat jou ouderdom jou enigstens berusting gee dat jy nog baie tyd nie. God sê hy kom haal jou soos 'n dief in die nag. Hy wil jou red, so gryp hierdie geleentheid aan. En weet julle wat vir my so mooi is, en ek sê dit so gereeld met hierdie doopbad waardeur ons vandag gaan, dit is hierdie uiterlike bewys van 'n innerlike verandering. Julle, as jou binneste verander, moet die mense dit buite kan sien. Ek kan nie vir julle vertel van God en sê ek dien die Here, maar julle sien dit nie in my leefstyl nie. Julle hoor dit nie uit my mond uit nie, want as jy 'n innerlike verandering het, moet dit uiterlik sigbaar wees vir die mense om jou. Die mense moet aangetrokke voel tot jou, want daar's iets in jou wat hulle so graag wil hê. Maak seker jy het dit in jou, dat jy eendag die koninkryk kan beerwe. Solank as wat jy asemhaal, is daar vir jou hoop. Solank as vir die familie wat ongered is nog asemhaal, is daar vir hulle hoop. Moenie opgee nie, moet asseblief nooit ophou bid nie. Ek pleit dit vandag by julle. Moet nooit, maar nooit ophou bid nie. Julle weet, daar's 'n rede hoekom die Here pertinent vir ons sê, salig, salig, salig. Dis vir ons bedoel, dat ons 'n vrede kan ervaar wat die verstand te bowe gaan. Dis beskikbaar vir ons almal hierso. Die laaste gedeelte waarmee ek afsluit is in Matteus 5 vers 12. En dit is daai laaste stukkie wat ek nou nie by uitgekom het vanoggend nie. En dit sê vir ons, verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor hulle gewees het. Julle, jy gaan dalk vervolg word en jy gaan dalk verdrukking moet deurgaan. Maar ek beloof julle, as die Here vir jou sê, verbly en verheug jou, beteken dit nie, as hulle jou met 'n baksteen oor die kop staan, gaan jy met 'n smile op jou gesig sit nie. Maar in jou hart gaan jy weet, ek doen nie hierdie vir myself nie, ek doen dit vir God. Julle, ons sien martelaars, het julle al gesien wat gaan in Nigeria aan? Dis horribaal, hulle moord Christene uit, hulle brand kerke af. Ek sien nou die mooiste video, hulle het 'n kerk afgebrand en die pastoor en sy hele gemeente, daar's nie 'n stoel oor nie, daar's nie meer 'n dak oor nie. Hulle sit in daai kerkgebou. En hulle loof en hulle prys die Here. Here, ek kry nou hoendervleis met julle lyf as ek net daaraan dink. Hulle sit daar en hulle aanbid God, hulle sing lofsange tot God en hulle kerk is tot niet gemaak. Want hoekom? Matteus 5 vers 12 is op hulle harte wat sê, verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele. Hierdie aarde kan vir jou niks bied, wat God eendag vir jou gaan bied as jy by hom is. Ek wil vandag by julle pleit, nie die geleentheid laat verbygaan nie. Gryp dit aan, gryp God aan, maak jou saak vandag reg. Vergewe as jy moet vergewe, spreek vry as jy vry moet spreek. Maak jou hart vandag oop vir God. En daarna gaan ek by julle pleit, wees gehoorsaam en doen wat die mense vandag gaan doen. Dit is absoluut besonder. Sluit asseblief my julle oë. Julle, ons weet vandag, ons hoop is in U. Ons hoop is in Christus, ons hoop is nie uit ons eie uit nie, Here, en al moet ons soms 'n bietjie verdrukking deurgaan, en al maak die lewe soms nie vir ons sin, die Here sê U woord vir ons beloning by U. In die hemele kan ons eintlik nie eens begryp vandag nie. Here, dankie vir elke persoon wat hier, soos elke persoon wat sy tyd uitkoop. Die Here, my gebed is vandag dat ons nader aan God sal begin beweeg, nader aan U sal beweeg, dat ons sal begin lewe soos kinders van Christus. Dat ons dit teenoor ons medemens sal betoon, dat dit in ons sal voel, sal ervaar, sal hoor. Here, my gebed is dat elke persoon wat nie net hier sit vandag nie, wat ingeskakel is, 'n absolute hartsverandering sal ondergaan. Here, ek wil vir U dank vandag dat U nog nie op ons opgegee het nie. Ek wil U dank vir U genade, vir U liefde. Here, maar laat ons die tyd reg uitkoop terwyl ons dit nog het. Here, dankie vir U en dankie vir elke persoon wat vandag deur hierdie doop gaan.
Het is fenomenaal om te sien hoe mense gehoor gee aan die woord, en ek dank U vir dit. Maar ek los julle vandag met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy met elkeen van julle. In Jesus naam alleen, amen.